vir ons saam bid, kom ons sluit die oë. Daar's net een naam bo alle name, Jesus Christus, die Immanuel, Seun van God, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Here, ons kom vandag as 'n gemeente voor U en ons vra, Here, praat met ons, maak ons harte oop. Mag dit nooit gaan oor enige iemand op hierdie verhoog nie, Here, maar net oor U. Dankie dat ons nie na 'n gebou toe hoef te kom om U te aanbid nie, dat U elke oomblik van elke dag met ons is en by ons is. U ken elke persoon wat vandag hier is, U ken elkeen se omstandighede. U weet met watter gemoed hulle hier ingestap het. En daarom vra ek, Here, dat ons elkeen sal ontmoet, net hier waar ons is. U wil met ons elkeen connect, net waar ons is in ons lewens. Ons hoef nie eers heilig te word, of beter te word, of goed te word nie. U connect met ons net waar ons is. En daarvoor sê ons dankie. In Jesus naam. Amen. Dis heerlik, dis vakansie. Die multimedia vat vakansie, almal vat vakansie, maar is lekker om julle hier te hê. En ons is besig met ons reeks en dis my altyd snaaks as jy mense sien, as hulle iemand bekend sien. Hulle probeer nou vir die ou langsom wat saam met jou is wys, hier's 'n bekende persoon, maar hulle probeer nou agter so doen dat daai persoon nie sien nie. So hulle sal nou iets wys soos spinnekop. 6'7". Dis good, sien jy vir good. Mense raak weird. Jy sien hierdie mense en jy dink hierdie, maar wat gaan aan in jou kop? En laat my dink aan Frikkie. Nou Frikkie het gewerk by 'n baie bekende geluistermaatskappy in Suid-Afrika en hy was die posbode gewees. En hy het elke dag die pos gebring, interne en eksterne pos en dokumente wat hy gebring het. En dan die CEO maar met hom net hieroor en daaietjies en ditjies gepraat, net om maar ordentlik te wees. En eendag is Frikkie daar en hy sien hier's vliegtuigkaartjies en hy vra vir die CEO, "Waartoe gaan jy?" Hy sê, "Nee, ek's op pad Amerika toe." Hy sê, "Hoorie, as jy in Amerika is en jy sien ook vir Donald Trump, sê net vir hom Frikkie sê hallo." Die CEO is half, "Ja, okay, alright, gaan aan." Die volgende week is die CEO in 'n groot besigheidsontbyt waar daar 'n klomp mense en companies is en Donald Trump is die eregas by hierdie ontbyt. En na die tyd kan elke CEO saam met Donald Trump 'n foto neem. En terwyl hy en Donald Trump nou wag vir die fotograaf, vra Donald vir hom, "Maar waar is jy vandaan?" Hy sê Suid-Afrika. En hy sê, "Okay, first of all, let me just say, do you know Frikkie from Blackburn? He's a great guy. En die CEO sê, "Wat ken jy van Frikkie? Regtig? Wow." Hy kom terug 'n maand later en moet hy Londen toe gaan. Frikkie hoor daarvan en Frikkie sê vir hom, "My stem, help nog wat, dankie Rudy." En Frikkie sê vir my, "Gaan Londen toe." En hy sê, "Hoor, as jy daar is, jy sien vir Simon Kell, sê net vir hom asseblief, Frikkie sê hallo." CEO gaan, soos wat dit nou kan wees, die company by wie hulle is, vat hulle vir 'n verrassing die aand na Britain's Got Talent toe, en die aand kuier hulle saam met al die judges daar, en die beoordelaars is daar, en hy sit by Simon Kell se tafel. En hy dacht, vanaand gaan hy bald wees, en hy sê vir Simon, "Frikkie from South Africa says hi." Hy sê, "Stop. Oh dear. My good friend Frikkie, he's the best. CEO kan dit nie glo nie. Hy gaan terug, hy weet nie wat nou gaan. 6 maande later moet hy Rome toe gaan. En Frikkie sê vir hom, "As jy die paus sien," sê vir hom, "Ek sê hallo." Hy sê, nee, het werk nie so nie. Kry vir die man vliegtuigkaartjies, hy gaan saam. Hulle is in Rome en die laaste dag by die Vatikaan en is duisende mense. En die paus kom afgery met daai glaskas waarin hy is, daai bulletproof kas. En Frikkie draf nader en hy praat, en volgens gaan die deur oop en hy klim in, die paus hug hom, en die paus staan met sy arm so om sy skouer, nou ry hy en Frikkie en hulle waai vir die mense. En toe hy so sien, toe sê hy, maar daar lê die CEO uitgepaas. En hy spring uit en gaan kyk en hy vra, "Hoorie meneer, wat's fout? Dus hy weet wat, jy het gesê jy ken vir Donald Trump, was dit vir my baie erg. Simon Kell kan ek nog miskien verstaan het. Maar toe die vrou langs my vir my vra, "Who's that guy with his hand over Frikkie's shoulder?" Toe kan ek dit nie handle nie. Beroemde mense trek skares en skares mense. Ek weet ek kan onthou met die wêreldbeker toe die Springbokke teruggekom het en hulle met busse deurgery het en oral was. Ek en ons mannegroep was by 'n vriend van ons se plek in St. Francis. So ons is daai dag sonder ons geweet het, dis wat nou daai dag gebeur in PE. Nou probeer ons deur hierdie duisende mense kom wat ons te vlug om te vang. Nou weet jy, loop in, nou druk jy mense en sê, ons moet by 'n vlug vang. En sê, "Ja, my ouma is 'n ninja, staan in die ry, jy gaan nie by my verbykom nie, pad." En ons druk en ons beer deur en ons gaan deur en uiteindelik is ons deur die sekuriteit. Ons aan die ander kant kom, nou is ons saam met die Springbokke daar. Nou dink jy, hier's nou 'n geleentheid. Plek so ordentlik gaan staan, jy vir almal jou foto's kan gewys. Is dit hoe 'n Oosrander nou lyk wanneer jy
mense sien wat bekend is. Vir wie kan ek nou die foto wys? So kom ons is grond, lekker. Seker lang manne. Elkeen van ons begin anderster optree. En wanneer jy hoor daar is iets, wanneer mense dan 'n bas begin maak, 'n bietjie meer as 2000 jaar terug, het mense ook begin mal gaan. Waar daar 'n roemer begin rondgaan, dat daar 'n baie bekende persoon op pad is na Jerusalem toe. En die mense het onder mekaar begin praat en gesê, maar jy kan nie hierdie mis nie, hy's op pad, hy's op pad. En ons lees daarvan in Johannes 12. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het. En soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het. En dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf uitgeroep het en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderlike tekens gedoen het. Kan jy indink, jy's in Jerusalem. Jy was ook nie by die Springbok nie, jy was ook by 'n ander plek waar daar baie mense was, waar daar iemand beroemd is. Hier's al die mense bymekaar. Almal is daar. Die bekende Joodse historikus Josephus beraam dat daar oor die 2 miljoen mense was wat Paasfees kom vier het in Jerusalem. En hoe hy dit uitgewerk het is dat daar's opgeskryf dat daar 256.500 lammetjies geslag is op daai Paasvrydag. Wat beteken dat omtrent so vir elke aanbidder, so elke 10 aanbidders is daar 'n lammetjie geslag. So oor die 2 miljoen mense is almal bymekaar en almal praat, Jesus is op pad. Die ou wat vir Lazarus uit die dood uitgewek het, hy is op pad. En almal probeer mekaar kom en almal probeer hom sien. Wie is hierdie ou? Wie het vir Lazarus uit die dood uit opgewek? Wie doen al die wonderwerke? Nou hier is een van die min gevalle waar hierdie gebeurtenis in al 4 evangelies opgeskryf is. Baie keer sal iets uit Jesus se lewe uit 1 of 2 evangelies in opgeskryf wees. Hierdie is al 4 wat wys is iets belangriks. Onthou, die evangelies is wat daai persoon gesien het. Behalwe nou Lukas wat later geskryf het oor wat hy gehoor het by mense, maar die ander wat het dit self gesien, so hulle het uit hulle perspektief uit geskryf. So hierdie gebeurtenis, die intog in Jerusalem is in al 4 evangelies. Wat vir ons wys, dis 'n belangrike gebeurtenis. Nou vandag vier ons Palmsondag. En die rede hoekom ons dit Palmsondag noem, dis die Sondag voor Jesus gekruisig is. Voor hy die Vrydag gekruisig is, hy ingery met 'n donkie in Jerusalem in. En die mense het gekom en hulle het palmtakke voor hom neergesit en het hulle klere voor hom neergesit en hom aanbid terwyl hy inkom op hierdie donkie as die koning. En vir hierdie skares was dit 'n oomblik vol hoop gewees. Daar was hierdie hoop gewees na jare se onderdrukking van die Romeinse ryk en oor die geestelike verlange wat hulle het om te sê maar die beloofde Messias, ons koning is hier, hy gaan ons kom bevry, hy gaan ons kom red. Maar dink 'n bietjie, die manier wat Jesus inry of ingekom het, is bietjie teenstrydig teenoor sy karakter gewees. As jy kyk na die 3 jaar wat Jesus bedien het, dat Jesus het nie bedien vandat hy 'n kind was nie. Toe hy 30 jaar oud was, het Johannes hom in die Jordaanrivier gedoop en van daar af is hy in die woestyn in en daarna het sy bediening begin. So vir 3 jaar bedien hy mense. En vir daai 3 jaar het Jesus baie keer nie eintlik daarvan gehou om openbaar goed te doen of laat mense hom eintlik beroemd laat lyk of aandag op hom bring nie. Hy het altyd in die openbaar gepreek, maar meeste van die kere as hy 'n wonderwerk gedoen het, hy het altyd probeer as hy kan in die privaat gedoen. Of hy het selfs vir party mense gesê, moet vir niemand sê, ek het jou genees nie, moet vir niemand daarvan gaan vertel nie. So hierdie is teen Jesus se karakter, en nou kom hy in op 'n donkie, of hy 'n koning is. Hoekom die verandering? Jesus probeer vir hulle wys wat geprofeteer is, en die kerkleiers, die Fariseërs en Sadduseërs wat dit eers moet sien dit nie raak nie. Daar is soveel profeseë wat waar geword het, wat Jesus waar maak in die Ou Testament om te sê, hierdie is nie 'n weirdo nie, hierdie is nie 'n cult nie, hierdie is nie iets wat net van afkom nie, hierdie is die Messias, hierdie is die bewyse vir julle. Sagaria het geprofeteer in Sagaria 9, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Jesus het nie op 'n oorlogsperd ingery nie.
As ons konteks vat in daai tyd, as 'n Romeinse koning of 'n generaal 'n groot oorwinning gehad het in 'n oorlog, sal almal van die stad mekaar gekom het. En dan sal hy met 'n goud oorgetrekte wa wat deur wit perde getrek word, ingery het en almal ons hom vereer het. En dit was 'n simbool van mag om te sê, hier kom 'n vegter, hier kom 'n koning. Jesus kies om op 'n donkie in te ry. 'n Simbool van vrede, 'n simbool van nederigheid, 'n simbool van toeganklikheid. Die atmosfeer waarna hy in Jerusalem inry, is gespanne. Die Jode leef in vrees. Hulle is in vrees vir die Romeine. Hulle leef in vrees vir die geestelike leiers, vir die kerkleiers van daai tyd. En hulle is in vrees vir die onbekende. En hier kom Jesus in Jerusalem in, en hy maak 'n daad van weerstand amper om teen die kultuur van vrees in te staan. So ons is besig met ons reeks aangrypende keuses, en ek wil vandag praat oor gasvryheid wat vrees weerstaan. Nie gasvryheid net as jy iemand by 'n braai by jou huis het nie. Gasvryheid is 'n geestelike dissipline waar jou lewe verander oopmaak as 'n daad van liefde. Dis wanneer ons gehoorsaam is vir leiding van die Heilige Gees en waar ons gewone ruimtes omskep in plekke waar mense aanvaar word en selfs God se teenwoordigheid ervaar. Met die gasvryheid het Jesus ons geleer om vrees te weerstaan met gasvryheid. Ons kies warmte. Vriende, ons lewe in 'n wêreld vol vrees. Vrees vir vreemdelinge, vrees vir konflik. Vrees dat ek nie in beheer is van alles nie. Vrees dat my gemak vir my al wegvat. Vrees van wat gaan die uiteinde nou eintlik wees of die nagevolge van hierdie oorlog in Iran. Wat ons nie nou fisies voel nie. Ons hoor maar van dit op die nuus of wat ook al, maar nou hoor jy ook die eerste april met die petrol duurder raak en die diesel gaan duurder raak. Maar tog is al vrees vir maar wat is besig om te gebeur in die wêreld? In Suid-Afrika is ons nie onken van vrees nie. Ons ken vrees. Misdaad maak dat ons hekke en ons deure sluit, dat ons hoë mure bou en elektriese heininge opsit. Ekonomiese ongelykhede verdeel ons. Rassistiese spanning vlam op en die wanvertroue oor rasse en kultuurgrense word net al hoe groter. En vrees fluister elke dag vir my en vir jou. Wees versigtig. Beskerm jouself. Moenie met mense meng wat nie soos jy lyk nie. Vertrou niemand nie. John Tyson skryf, fear has become a default operating system, and the more afraid we become, the smaller our lives get. One of the quiet tragedies of modern Christianity is that fear has slowly replaced faith as the organizing principle of our lives. Ons leef in vrees. Vrees is waarmee ons beweeg. Vrees is wat ons alles laat doen, waaruit ons goed doen. Maar vriende, die Bybel sê iets heeltemal radikaal anders. Johannes skryf in 1 Johannes 4, waar liefde is daar geen vrees, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Jesus se volmaakte liefde verdryf vrees vandag op Palm Sondag. En Jesus ry in my en jou vrese in en sê, moenie bang wees nie. Dit klink maklik om te sê, moenie bang wees nie. Dit klink maklik om te sê, ag, Jan, jy sê nou maar net so, maar kom ons wees nou realisties. Beteken ek moet nie my kar sluit nie, beteken ek moet my deur ooplos. Jesus vra nie vir ons iets wat hy nie self geleef het nie. Jesus het geweet, toe hy in Jerusalem inry, het hy geweet, die Romeinse soldate is besig om oral te patrolleer, want hulle het geweet, hier's 'n klomp Jode nou hier, almal is daar vir die Pasga, almal is daar, so hulle moet enigstens daar 'n paar mense bymekaar kom, of net lyk of hulle iets gaan doen, gaan hulle arresteer en die tronk gooi. Jesus weet ook definitief, dat die kerkleiers op daai oomblik ernstig besig was om te beplan om hom dood te maak. Nie net meer, ons like jou nie, om hom dood te maak. Maar hy het nog steeds in Jerusalem ingery. Nie in die geheim nie, nie gewapen nie, nie in die aand nie, openlik ry hy in waar almal hom kan sien. Want Jesus se gasvryheid skep ruimtes waar almal welkom voel. Uitgestote en verwerpte mense voel welkom by Jesus. Jesus maak aangrypende keuses van warmte. Hulle vir Saggeus, die kort ouetjie, wat in die boom gesit het, hy was 'n tollenaar. Jesus, ek sien die reaksie, julle sonnaarskool mense kan vir my wys, julle ken hierdie storie. So kom ek vertel hom vir julle. Hierdie Saggeus is daar en hy wil net graag vir Jesus sien. En hy sit in 'n boom net om te hoop Jesus sien hom raak, of hy wil net eintlik vir Jesus sien. En Jesus stop en sê, ek wil vandag by jou huis kom eet. Jesus nooi homself na Saggeus toe. Want hy 'n tollenaar is gehaat.
Dis 'n verraaier, dis 'n Jood wat gaan werk het vir die Romeine en dan belasting by jou gevat het. Hulle het die tollenaars gehaat, want hy's 'n verraaier. Hy's 'n wat mense 'n kakie. Help my al die ou mense, wat het hulle gesê vir mense? Ja, 'n kakie. Ek het nog 'n ander woord voor dit, 'n kakie. 'n handskakie. Daar's 'n wat? 'n joiner. Daar's hy, kom ons ref mekaar op. 'n joiner. Ons gaan vir hom uithaal hierdie Saggeus. En Jesus stop en sê, maar hoorie, ek gaan nie by die kerkleier of die dominee van die dorp of iemand nie, ek gaan by hierdie ou vandag eet. En Jesus verander die vrees en daai dag kom daar verlossing in Saggeus se huis. Saggeus kom tot bekering, hy sê, alles wat ek gesteel of gevat het, gee ek dubbel terug. En vir almal wie ek verkil het, gaan ek nog 4 dubbel teruggee. Jesus gaan kultuurgrense oor, hy sit saam met 'n vrou wat van die ander mense is, die Samaritane wat die Jode gehaat het. En hy sit by 'n put by hierdie vrou, mans het nie met vrouens gepraat nie, veral nie 'n rabbi nie. En hy sit by die vrou en hy vra vir haar vir water. Hy gaan daai grens oor, en hy breek hierdie vrees en hy bied vir haar lewende water aan, want gasvryheid weerstaan vrees. Gasvryheid het nie net in die Nuwe Testament begin nie. Gasvryheid is van Genesis tot Openbaring, sien ons van 'n God wat 'n verwelkomende God is. God stap na Adam en Eva toe direk na die sondeval. Onthou hoe mooi dit is, God het elke dag in die laatmiddag het hy saam met Adam en Eva in die tuin gestap. Hulle jaag nonsens aan, hulle kruip weg. God loop en vra vir hulle, waar is jy? Natuurlik weet hy waar hulle is. Maar hy vra, hoekom kruip julle vir my weg? Na die sondeval gaan hy nog steeds en hy gaan soek hulle. God verwelkom Israel na hulle slawerny. God nooi die vreemdeling in 'n verbond in. God stuur sy seun om onder ons te kom woon. En op die einde beliggaam Jesus gasvryheid. Johannes skryf in Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy vir ons in sy enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Jesus word mens. Jesus was daar van die skepping af. Jesus kom nie op die toneel van die Nuwe Testament af nie. Van die skepping af was die drie eenheid daar en Jesus kom en hy word mens. God word mens om saam met ons te kom bly. Maar hy vat dit bietjie verder. Hy het nie net saam met ons kom bly nie. Hy kom sterf aan 'n kruis onskuldig en hy is oop en gasvry teenoor almal. Dink 'n bietjie daaraan. Die laaste aand, die aand toe Jesus gevange geneem het, het hy hierdie maal gehad waar hy nagmaal ingestel het. En hy was almal se voete. Wie was almal daar gewees? Almal. Judas was ook daar. Jesus het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het Judas se voete ook gewas. Judas was ook welkom geweest by die tafel. Eerste Jesus sê die een wat sy hand saam in hierdie brood gaan sit, is hy wat my gaan verraai, het Judas uit die plek uitgeloop. Jesus hang aan 'n kruis. Daar's 'n moordenaar wat langs hom hang aan die kruis. En Jesus sê vir hom, jy sal vandag saam met my in die paradys ingaan. Jesus bewys gasvryheid tot die einde toe. En Palm Sondag wys vir ons hierdie spanning in die skare. As jy mooi kyk na hierdie storie, is dit so hartseer. Hier kom Jesus op die Sondag in en almal sê Hosanna, Hosanna, prys hom, loof sy naam. 5 dae later verander vrees daai uitskree in kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde mense wat gesê het prys hom, skree kruisig hom, kruisig hom. Vrees het tydelik gewen. Maar Jesus se weerstand en sy gasvrye liefde het vir ewig gewen. So wanneer ons in Paasnaweek nader onthou net, die leë graf bewys dat die vrees nie wen nie. Opstandingskrag stel ons in staat om vrees deur gasvryheid te weerstaan. Jesus is vir ons elkeen 'n voorbeeld en ons moet sy voorbeeld volg in gasvryheid teenoor ander mense. Ons moet in gasvryheid leef. Vriende, ek weet dit is nie maklik nie. Maar hoe meer jy in vrees leef, hoe meer isoleer jy jouself. Hoe meer is jy weg van ander mense. En John Tyson sê vir ons, our biggest fear may be our greatest opportunity. Fear says protect yourself. Jesus says love your neighbor as yourself. In a world of suspicion, opening your home, your table, your heart is beautiful resistance. Ons moet begin om na ander mense te kyk deur God se oë. Nie deur ons oë waar ons klaar besluit wie's in en wie's uit. Wie verdien dit of wie verdien dit nie. Wie kan ons vertrou, wie kan ons nie vertrou nie. Die Hebreërskrywer skryf, moenie laat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.
Vrees sê vir ons dat 'n vreemdeling 'n bedreiging is. Jesus sê vir ons 'n vreemdeling is eintlik 'n geskenk. Want jy weet nie of dit 'n engel is nie, maar nog meer as dit, jy weet dalk nie of dit Jesus is nie. Daar's baie getuienisse wat uitkom, veral al hoe meer nou in moslimlande, waar mense net ewe skielik sonder dat hulle ooit in hulle lewe 'n Bybel gelees het, ooit iemand gehoor die evangelie vir hulle verkondig, tot geloof kom en sê Jesus het hulle verskyn in 'n droom of in hulle kamer en hulle kom tot bekering en verander in Christene. Jesus sê voordat hy hemel toe gaan, sê hy in Matteus 25 sê vir sy volgelinge, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en het julle my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Elke keer as jy die geringste persoon doen. Jy weet nie wat 'n engel is nie. Met alle respek, jy weet nie wat Jesus is nie. Jy weet nie met die mense wat jy elke dag mee in verbinding kom wie daai persone is nie. Maar wat Jesus ook probeer sê dat al is daai persoon nie 'n engel nie, al is daai persoon nie Jesus nie, is dit vir hom belangrik, want as jy dit vir die geringste doen, is dit net so goed jy doen dit vir Jesus. Ons as gemeente streef daarna om 'n gemeente te wees wat gasvry is. En ons kan hier voorstaan en preek tot ons blou word. Ons kan liedjies sing, ons kan lekker koffie gee. Al wanneer iemand verwelkom gaan voel of gasvryheid gaan ervaar, is as julle dit leef. En ek wil dit vir julle krediet gee. Meeste mense wat in ons gemeente kom, en ek breek nie nou vir mense wat vir die eerste keer hier besoek nie, sê dat ons gemeente is 'n warm, liefdevolle, gasvrye gemeente. En hoekom is dit? Want ons is gasvry. Julle is gasvry. Ek was al in kerk gewees waar mense uitkyk, ouens wat deur instap of wat hierdie ou lyk of die kat hom ingedraad het. Check hierdie ou. Kyk hoe hy aangetrek. Kyk hoe lyk hy. Hy het nou weer wit tekkies aan en 'n blommetjie hemp. Hy sê ons ou nie, hy pas nie by ons in nie. Of hierdie eierkop sit weer op my stoel vandag. Wie's die eierkop wat hier sit? Ek sit elke Sondag hier. Gasvryheid om te sê dat elke persoon wat by daai deur instap, moet liefde ervaar. Elke persoon wat daar moet instap en kan sê, ek het vandag die Here ervaar. Bewuslik of onbewuslik. Om te sê, hier's iets anderster. Nie omdat ons so cool is, maar omdat die Here teenwoordig is. Ons gemeente probeer ook buite ons gemeente gasvry wees. Ons is betrokke by 'n paar plekke, verspreie uitreike, by 'n sopkombuis, ons het die Kairos bediening wat by die tronke besoek. Ons het 'n paar plekke waar ons ook betrokke is in die huis Nehemia waar ons die kinders help, 12 Life. Die eerste keer dat ek by 12 Life was, 12 Life was in Kreersdorp in 'n kerk daar, waar boemelaars nie aan kom en hulle R10 betaal en dan kry hulle 'n plek, 'n bord kos en hulle kry 'n plek om te slaap en ons een stort. En ons mannebediening het daar onlangs ook gegaan en dan gaan hulle net gebraai en vir al die ons boereworsrolle gemaak. En ek kan die eerste van die ouens vra, op pad soontoe dink jy onmiddellik soos een, ek gaan nie gaan nie, hulle gaan my kar steel. Jy stupid om in Kreersdorp Wes in die aand in te gaan. Hoekom gaan ons dit doen? Wat as dit gebeur? Wat as hierdie ouens is? Wat as ek 'n siekte kry as hierdie ouens aan my raak? Maar die meeste getuienisse is daai ons daar ry is soos ek het gegaan om hierdie ouens te bedien, maar by einde het hulle my bedien. Ek het God ervaar vandag om net daar te staan om 'n boereworsrol vir iemand uit te deel en te sê die Here het jou lief. Vriende, ons maak die verskil daar buite. Ons is Jesus se hande en voete. Ons gasvryheid bepaal hoe ander mense leef en hoe ander mense voel. Maar die belangrikste vraag wat ek vanoggend weer wil vra is: watter deure het vrees in jou lewe toegemaak? Ons is nog nie daar nie, ek kan net ons nou by daai kom. Watter deure het vrees in jou lewe toegemaak? 'n buurman wat jy dalk vermy, 'n familielid wat jy dalk afgeskryf het, 'n bedelaar wat by die verkeerslig is, waar daar onder sit as jy nou, wat julle almal nou links gaan draai nou, waar daar by die verkeerslig sit met kinders in die son, mense wat anders as jy lyk, mense wat se velklere nie dieselfde as joune is nie. Ek wil vra ons vanoggend nie net praat oor hierdie goed nie. Ek wil ons 'n bietjie oorgaan in aksie en ek wil vra net daar waar jy is, kom ons word stil. En kom ons dink net bietjie en kom ons antwoord hierdie volgende 3 vrae saam. Ek gaan net 3 vrae vra, jy weet nie hardop te antwoord nie.
My eerste vraag is, waar het vrees jou lewe toegemaak? Dink bietjie, wees eerlik. Wie hou jy op 'n afstand van jou af? Wat het jy vir my? Die tweede vraag is, wie lê die Here op jou hart om te verwelkom? Dalk is dit 'n buurman, dalk is dit 'n kollega, dalk is dit 'n persoon wat jy mee ongemaklik is. Die derde vraag is, net soos hulle die palmtakke voor Jesus neergelê het, wat moet jy vandag neerlê? Moet jy dalk kontrole oorgee? Moet jy dalk jou gemak oorgee? Of moet jy dalk jou sekerheid oorgee? Kan julle dink hoe groot verskil daar sal wees, as net ons wat vandag hier is, elkeen van nou af as die uitstap begin leef, dat elke persoon wat jy mee in aanraking kom, in jou gedagtes dink, miskien is hierdie Jesus. Want ek meen, as ons 'n celebrity sien, begin jy anderster optree, jy begin anderster goeders doen, maar ons ander klomp loop net vir mekaar, so, okay, hier's Piet en Sarah en Eugene en Fred ook. Maar wanneer ons by iemand anderster is, wat gaan jy doen as Jesus nou by die deur instap? Hier tussen ons. Jy gaan anderster optree, sê jy nie? Ek dink ons sal op ons knieë neerval, ons sal anderster optree. Maar wat as jy begin na ander mense kyk en sê, ek sien jou as Jesus? Natuurlik bid ons vir die Heilige Gees om ons te lei. Ek dink in hierdie heilige week wat ons nou ingaan voor Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, wil ek julle tog uitdaag. Kom ons word mense wat mense deur God se oë sien, nie deur ons oë nie. Kom ons bring daai gasvryheid uit. Begin al klein, begin ook in jou eie gesin, in jou familie. Dus ek het al gesien, ons mense is nogal regtig lekker ongeskik met die ou wat jou goed by Checkers deur die tol sit, jou pakkie pak, die petrol joggie, die waiter wat net vir die vinnig genoeg die diens gee nie. Ons is nogal baie entitled. Ek dink die beste wat jy kan doen is om iemand wat vir jou swak dienste gee, so te skok, om hulle so groot tip te gee, dat hulle totally uit 'n veld gebless voel oor, dis eintlik wat hulle verdien nie. Want vriende, ons wil ook gehanteer word, soos mense wat gelief word deur God. Maar ons ander hanteer, wys baie keer vir mense en sê, ja, sien, dis tipies hoe Christene optree. Hulle judge net, hulle is twee gesigte, hulle kom sing al die liedjies en dan môre by die werk is hulle die ou wat die meeste vloek en skree en almal uithaal, of die grootste rasis is. So ek wil jou uitdaag in hierdie week, kom ons word 'n gemeente wat gasvry is. Kom ons word Christene, wat waar ook al jy is, connect met mense in liefde van God. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Toe ons al sondaars was, het U ons aanvaar. Jesus, dankie dat U bereid was om U lewe vir ons te gee. Ons gaan in hierdie week lydensweek in en ons is net so bewus van hierdie groot prys wat U betaal het. Maar dankie dat U vir ons 'n voorbeeld gee van hoe dit werk, hoe U geleef het, hoe U tyd gemaak het vir sondaars en vir kinders en vir tollenaars en vir prostituie en vir mense wat uitgeworpe was. Vir U was hulle almal dieselfde. Hulle was altyd welkom by U tafel, iets saam met hulle geëet, iets saam met hulle gelag, iets saam met hulle gepraat. Help dat ons daai liefde deur ons teenoor ander mense wys. Dat ons anders sal lewe in 'n wêreld wat lewe vol vrees, 'n wêreld wat lewe vol haat, van 'n wêreld wat die heeltyd almal dink iemand gaan my indoen. Vol suspicion. Lei ons Heilige Gees om U hande en voete in hierdie wêreld, hierdie gebroke wêreld te wees. Wees met ons, Here, wat nie daar wat kom, wat ons nie die impak van hierdie oorlog in Iran verstaan of weet nie, wat dalk 'n baie erg impak op ons almal kan hê. Wees met ons, dat ons Christene nie soos die res van die wêreld net, maar dan ook sal verander en sê, alles is tot einde, alles is daarmee nie. Maar dat ons nog steeds in geloof sal leef en sal weet, dat ons Hosannas nie sal verander in kruisiging nie, maar dat ons Hosannas aanhou sal wees, dat U is God, U is liefde, U is met ons, en ons sal so leef tot die einde toe. In Jesus naam. Amen. As jy vandag vir die eerste keer by ons kom kuier het, kom asseblief vorentoe, kom ontmoet vir my en vir Herman hier voor. Daar's gratis koffie en tee buite wat jy kan kry. Jy kan ook Coffee the Bible ondersteun. Onthou asseblief te registreer vir Goeie Vrydag en Opstanding Sondag vir watter diens jy nou toe gaan kom. En dan wil ek jou asseblief vra, nou as jy uitry, gebruik die onderste hek om uit te ry. Die tweede diens se mense kom bo in. Luister asseblief. Gebruik die onderste hek. Ek het twee Oosrand ouens aan die regterkant daar.
wat vir jou gaan vasvat as jy nie braai gek uitry nie. En as jy dan daai kant kom, draai almal links asseblief, al bly jy in Kriegersdorp, dan draai jy links, jy ry af en jy draai onder by die sirkel by Silver Star en jy ry op. Dit is vir veiligheid om mense in te bring. Die karre ry vinnig hier by, so ek vra jou regtig mooi. Laat dit jou eerste daad van gasvryheid wees. Entertain my nou vandag en draai links. Ek het 'n sniper in die ander boom as jy regs draai. So draai links, kom ons wees veilig en kom ons leef hierdie week anders. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van Jesus Christus en sy groot genade en die leiding en die voorsiening van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en die gemeente antwoord. Amen. Amen. Mag julle 'n great week hê.